Maar as dit so gebeur dat die krag afgaan, verskoon my asseblief. Kom ek bid gou vir ons. Ons hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê vir die reën wat daar buitekant woed en reg oor Suid-Afrika, vir die reën, Vader. Vir die feit dat ons vanaand by mekaar kan wees, dat u ons Abba Vader is wat Suid-Afrika in die palm van die hand vashou. Vader, dat u elke dag na ons kyk. Vir al die goeie dinge soos die reën en al die dinge wat u vir ons gee. Vader, elkeen van ons vanaand hier is hier vir 'n spesifieke rede. Ons wil ekstra geld maak. Vader, nog voordat ons eers vra, weet u alreeds wat ons nodig het. En vanaand kom vra ons vir u dat u deur die Heilige Gees vir ons wysheid en insig sal gee, Vader, dat u ons sal lei in daai perfekte plan in wat u vir elke een van ons se lewe is. Vader, ek weet hier's mense vanaand in hierdie vergadering wat nie werk het nie, wat benoud is, wat nie weet hoe gaan hulle rekeninge maandeinde betaal nie. Ek bid vir elke liewe persoon in hierdie groep vanaand, dat u hulle hand sal vashou en dat u hulle deur die diep water sal vat tot by daai plek van finansiële vryheid, Vader. Want ons weet, dit is wat u vir elkeen van ons wil gee. Ons bid dit in die magtige naam van Jesus. Amen. Dan sê julle baie, baie welkom. OK, nou gaan ons gaan gou begin hier, net seker maak, ek gaan gou my skerm met julle deel, en vir julle so 'n bietjie meer vertel oor die amazing program waarmee ons besig is. So vanaand se tema is dollars vir 'n droom. En ek wil julle so 'n bietjie meer vertel oor ons as 'n gesin. Hierdie foto wat julle nou hierna kyk is ons as 'n familie. En ons het 'n droom gehad wat begin broei het hier in ons midde, in ons familie, baie jare gelede al. En my naam is Renet Whelan, vir die wat my nie ken nie, ons bly hier in Zenien, in Limpopo provinsie. En ek was getroud gewees met Rian van Brakel vir amper 20 jaar. Ek is nou al amper 51 jaar oud. En Rian was ook die pa van my kinders gewees. Maar in 2012 is Rian oorlede in 'n helikopterongeluk. En vir daai volgende 2 jaar, 2013 en 2014, was ek en Adrian en Rashay, ons 2 kinders, ons was verpletter. Dit het vir ons gevoel asof die hele wêreld gaan staan het, want pappa is nie meer hier nie. Dis hoekom as ek die storie kyk van Charlie Kirk en Erika Kirk, dan wil ek elke keer huil, want ek het 'n idee hoe voel Erika Kirk. As jy as 'n weduwee agterbly met jou kinders en jou man is weg, en jy moet vir hulle verduidelik, dis nou nogal so 'n porsie om te hê. En baie mense gaan daardeur. Maar in daai tyd, al wat 'n ou kan doen is bid. Nou in daai 2 jaar het daai boedel van my oorlede man het bankrot gespeel. Deels as gevolg van foute wat ek gemaak het, omdat ek nie genoeg gebid het daaroor nie. En in daai volgende paar jaar daarna, was dit baie taai vir ons finansiëel. Nou ek is 'n paar jaar daar later is ek weer getroud met François Whelan, wat nou my tweede man is, en ek en hy is ook alweer 'n hele paar jaar getroud, en François het op my 2 kinders aanvaar as sy eie. Dis nou al 'n paar jaar later en hulle sê vir hom pappa. So ons is baie dankbaar, want Vader het vir ons 'n tweede kans gegee, 'n splinternuwe kans gegee op die lewe. Nou ek weet nie wat vanaand in jou lewe aangaan nie. Ek weet of daar dalk soortgelyke moeilikheid in jou lewe is, of jy dalk benoud is oor omstandighede, of daar dalk goed in julle lewe gebeur wat vir julle ook ontstel nie, maar ek wil vanaand gou vir jou sê, partykeer voel dit asof die mat onder jou voete uitgeruk word, en partykeer voel dit vir jou asof dit die einde van die wêreld is. Dit is nie. Ons hemelse Vader, maak nie saak wat jou omstandighede het nie, ons hemelse Vader het altyd, maar altyd 'n plan. So, ek het 'n vraag, en dis die vraag wat ek vir myself moes afvra, is jy bereid om te veg vir jou kinders se droom? Of as jy nog nie kinders het nie, is jy bereid om te veg vir jou droom? Want toe ek en François getroud is, toe moet ons weer van vooraf begin, want ons het nie finansies gehad nie. Ek het so half en half bankrot gespeel. François het ook nie baie geld gehad nie. Hy het net begin met 'n splinternuwe kragopwekker besigheid, en ons kon nie al ons uitgawes dek nie. En dit het so gegaan vir baie jare daarna. Maar nou sit ons met kinders wat in hulle tienerjare is, en hulle het baie drome, en een van hulle drome was 'n perdrysport, om te kan perdry. Nou julle, dis 'n verskriklike diersport. Ons kon dit nie bekostig met tye nie.
En dan het hulle ook allerlei behoeftes gehad, soos Adrian het vir Limpopo squash gespeel. Ek kon nie vir hom squash tekkies gaan koop met die Limpopo squash toernooi nie. Ek moes 'n sponsorship kry. Ek het so skaam gevoel vir myself in daai tyd, dat ek nie eers my kind 'n paar tekkies kon gaan koop nie. Want dis hoe dit gegaan het vir my en Fransja vir baie lank. Ek het eendag 'n video gemaak waar ek die storie vertel, hoe ek en hy gaan koop ons groceries, maar ons het net R800 in ons rekening. En ons moet vir 4 van ons moet ons vir 'n hele maand kos koop met R800 en ons loop met die calculator in die winkel want daar is net sekere goed wat ons nie kan vat nie. Maar dit was baie goed vir ons want ons het baie geleer in daai tyd en ook nader aan mekaar gegroei. Maar weet julle wat? Dit het gemaak dat ons begin bid het. Soms werk dit nie uit soos ek gedink het dit gaan nie. Soms gee die lewe vir jou suurlemoene en dan moet jy met daai suurlemoene moet jy werk. Jy moet 'n plan maak. Maar die goeie gedeelte van dit vir my was en vir François was dat voor dit het ek nie altyd gebid oor alles nie. Maar na dit het ek ernstig begin bid. Ons twee ernstig begin bid oor ons finansies. Want toe daar finansies was, het ek nie gedink is nodig om te bid daarvoor nie, want ons kon al die rekeninge betaal. Maar toe daai finansies weg is en ons gaan in die woestyn in, toe begin ons nou ewe skielik op ons knieë te wees. En is dit nie hoe baie van ons mense is nie? Ons vergeet om te bid as dit goed gaan. So ons moes weer van vooraf begin, kan ek amper sê, wat finansies aanbetref. Ek het baie goed verkoop, meubels verkoop, implemente verkoop, ons bly op 15 hektar buitekant die dorp, die trekker verkoop, net om te kan survive, en dan van daar af voel dit weer vir jou of jy van vooraf moet begin. Maar weet julle wat, in daai woestyntydperk, staan ek die een dag so, en ek weet nie, die van julle wat vir 'n tyd lank gegaan het sonder finansies, weet julle hoe gaan dit? Alles breek mos in daai tyd. Die yskas breek. Nou het jy 'n probleem, die yskas is stikkend, die grassnyer breek, ons kan nie die gras sny nie, ons het nie geld eers om groceries te koop nie, dit voel vir my, alles is stikkend, en dit voel vir my, ek sit in die woestyn en ek het nie 'n oplossing vir my probleem nie, ek is so moeg, ek is so moedeloos, ek kan nie eers die kinders uitvat ooit vir ete nie, ek kan nie oordentlike verjaarsdagpresente koop nie, ons kan nie 'n verjaarsdagpartytjie bekostig in daai tyd nie, dis van sorry, hier's vir jou een cupcake. So in daai tyd is ek die een dag so op my knieë en Vader gee vir my hierdie skrifgedeelte in Jesaja 51 vers 3. Nou ek het 'n Engelse nuwe lewende vertaling Bybel waarvoor ek baie lief is en ek wil dit gou vir julle lees. The Lord will comfort Renette again. Ek het my naam daarin gesit. As die Here vir jou 'n skrifgedeelte gee, gaan sit jou naam daarin, want hy het dit mos vir my gegee. So ek kan dit mos my eie maak en my naam daarin sit. The Lord will comfort Renette again and have pity on her ruins. Want dit het regtig vir my gevoel of als geruïneer is. Als is stikkend, daar's nie genoeg kos nie, almal klaar, almal is moeg, daar's nie tekens van 'n vakansie nie. Ek hoop en bid iemand breek nie 'n arm of iets nie, want ons gaan nie hospitaal kan betaal nie. Verstaan? Dit is net, alles is geruïneer in daai tyd. En hoor hoe mooi is hierdie, the Lord will have comfort on Renette again and have pity on her ruins. En ek wil vanaand hierdie vir jou ook gee. Vader sal vir jou in daai tyd help. Her desert will blossom like Eden, her barren wilderness like the garden of the Lord. Nou julle in daai tyd voel dit regtig of ek in die woestyn sit. Was julle al in die woestyn? Ons was daar bo in die Kalahari gewees. En ons was in so 'n soutpan gewees, waar daar nie 'n boom en niks groen in sig is nie. Jy sien net Kalahari sand so ver soos wat jy kyk. Jy raak skoon benoud, want jy dink, as hulle my hier vergeet vandag, gaan ek doodgaan in hierdie sand. Dis daai gevoel wat jy kry in die woestyn. En dis hoe dit voel as jou lewe so is. Maar hier kom Vader en hy sê, jou woestyn sal blom soos die tuin van Eden. Jou wildernis sal soos die tuin word van die Here. Nou kan jy imagine hoe moet die tuin lyk van die Here? Daai tuin moet die mooiste tuin wees wat daar is, met die mooiste groenste gras en vrugtebome. En dis wat die belofte wat Vader vir ons gee. Joy and gladness will be found there. Vreugde sal daar gevind word. Nou op daai stadium het ek nie gedink dit is moontlik nie, want daar was nie vir my, ek het nie vreugde ervaar nie. Songs of thanksgiving will fill the air. Liedere gaan gesing word van dankbaarheid. Dankbaarheid omdat Vader ons gehelp het. En hierdie skrifgedeelte kry ek nou, dis nie wat ek sien nie, dis nie wat ek voel nie. Ek vat dit toe en ek skryf dit op 'n stukkie karton neer en ek gaan plak dit teen die kombuiskas vas.
Maar daar waar ons almal die hele tyd, jy weet, ons drink ons baie koffie by die ketel waar almal die hele tyd die kas moet oophaal om die koffie en die suiker uit te haal, daar plak ek dit. Sodat ek die hele tyd in dit kan vaskyk, want mentally het ek hierdie oorlog van ek is moeg, ek kan nie meer nie, ek ly half aan depressie en mentally moet ek myself uit dit uitkry en ek dink ek gaan vashou aan hierdie belofte en ek gaan hierdie lees die hele dag, elke dag, ek plak dit daar teen daai kas vas. En dit was op so 'n stukkie bruin karton gewees en nou moet Fransja daarna kyk, die kinders moet daarna kyk en ek sê vir hulle, dit lyk nie nou so nie, maar daai is waaraan ek vashou. En weet julle wat, in Jesaja 49 vers 23 sê Vader, hy sê vir ons, wie sy hoop op my stel, sal nie teleurgestel word nie. So ek het besef, dit lyk nie nou so nie, maar ek gaan hoop op die Vader. Ek weet nie hoe gaan hy dit doen nie, ek het nie 'n plan nie, ek het nie 'n klou hoe gaan ek hier uitkom nie. Selfs al gaan werk ek nou vir 'n baas en ek kry 'n salaris, gaan dit nie genoeg geld wees nie. Maar Vader moet 'n plan hê en ek gaan aan dit vashou. So hy gaan my nie teleurstel nie, hy gaan my help. En julle, ons het van vooraf begin en daai gebed het gestaan. Ek en Fransja het ook geleer om elke oggend of partykeer in die aand, wanneer ons kans kry, hande te vat, saam Bybel te lees en saam te bid. Ons het dit nooit gedoen in die verlede nie. Nooit. Ons het nooit tyd gehad nie, maar ons het tyd vir TV. Ons het tyd gehad vir naweek weggaan. Ons het tyd gehad vir perdry. Maar toe die geld opraak, toe daar nie meer geld is nie, toe het ons tyd. Hoor hoe is ons mense, nê? Toe het ons begin om saam te bid in die oggende. En die oomblik toe ons begin saam bid, toe begin dinge te verander. Hardop saam bid, hardop saam Bybel lees. En julle, van hierdie week het ek het aangekondig, ek het 13 maande gelede in daai gebed, het ek een oggend 3 uur, nou het ek daai woord wat op die kas geplak is, toe gaan bid ek 3 uur die oggend in die kombuis, en ek sê, Vader, nou kan ek nie meer nie. Hierdie maand gaan ek gaan nie al die rekeninge kan betaal nie, daar is nie 'n manier nie. Ek gaan nie, ek het geld, maar ek maak geld met peristalleer, maar dit is te min. Ek gaan nie, en ek het agtergeraak, daar's nou al mense wat kwaad is vir my, omdat ek ver agter is met daai rekeninge, en die maand bottleneck dit. Die maand is ons nou diep in die moeilikheid. En dis so hier by die 14de, 15de van die maand, en ek sit in 'n bid 3 uur oggend, en ek sê, Vader, asseblief, ek vra vir U, gee vir my 'n plan. Gee net vir my 'n plan. Ek kan nie net so sit en wag nie. Wat kan ek doen? Wat kan ek doen om ekstra geld in te kry? In daai volgende week sien ek 'n advertensie op Facebook van 'n vrou met die naam Mariana Miller, waar sy skryf, sy doen digitale bemarking. En julle, ek vat haar telefoonnommer en ek bel haar. Ek sê vir haar, hoe doen jy dit, Mariana? En sy verduidelik vir my van die Legacy Builder program en hoe dit werk. Ek was so skepties, ek was so bang. Ek het gebid, maar ek moes seker maak dis dit. En vir die volgende paar dae bid ek in Fransja en vra, Here, is dit die plan waarvoor ek gebid het? Is dit die ding wat ek kan doen om my te help om uit die moeilikheid uit te haal? En ek het so kalmte en rustigheid oor my gekry. En toe ek dit ervaar, toe weet ek hierdie vrede gevoel wat ek het, dit is my teken dat hierdie is wat ek moet doen. En ek het daai volgende week, het ek Mariana Miller gebel en ek het die ingeskryf op die $900 Legacy Builder program by haar. Sy het my gehelp om in te skryf. Ek het my opleiding begin doen, pad saam met haar gestap, haar kort gebel. Sy het my gevat na Christel Stoop toe, ons het by haar gaan koffie drink, het was amazing. En van daar af het ek begin leer in die Legacy Builder aanlyn klaskamer. Dit is 13 maande gelede. Julle, nou staan ek op R1.011.000 in totale inkomste in die laaste 13 maande. En ek wil net sê vanaand, dankie Jesus, dankie Abba Vader, dankie Jesus, al die lof en al die eer, dankie julle, dankie, maar al die lof en al die eer aan hom. Ek was nie slim genoeg om hierdie te doen nie. Ek het nie die vaardigheid gehad nie, ek het nie 'n plan gehad nie, ek was clueless en ek het rock bottom gesit en in depressie en gewonder, wat gaan ek doen? En dis die plan wat Vader vir my gegee het. Nou, dit het nie maklik, ek het gewerk hiervoor, ek het my 2 ure ingesit, ek het my training gedoen, maar ek het verlief geraak op die Legacy Builder program, net soos wat ek op Vader is, want ek geniet dit, dis lekker om te doen, en dit het vir my verlossing gebring, totale verlossing. Ek het 13 maande gelede, het ek die $900 program gekoop by Mariana Miller. Ek het hom nie verniet gekry nie, dit het 'n geldjie gekos. Maar weet julle hoe lekker het ek gaan slaap daai aand, ek was bang. Maar ek het geweet, ek betaal nie daai geld vir 'n maatskappy nie.
Ek het dit oorbetaal vir Mariana Miller in haar rekening, want dit is hoe die Legacy Builder program werk. Ek gaan nou vir julle verduidelik. Ek het dit in haar rekening oorbetaal, maar daai R17.500, dit was my totale bedrag wat ek spandeer het om my besigheid op te stel. Ek het nog nooit weer 'n uitgawe gehad vir daai besigheid daarna nie. Dit is, ek het een keer betaal 13 maande gelede, nog nooit weer nie. Ek het R1.011.000 gemaak. So daai R17.500 het ek omgedraai in R1.011.000. Ek het nie daai 17.000 gehad nie, ek het dit geleen. Ek het dit gaan leen en uit geloof uit om te dink, okay, ek moet iets doen. Ek kan nie niks doen nie. Binne my eerste maand kon ek my lening terugbetaal en my tweede maand het ek 'n bietjie geld gemaak, my derde maand 'n bietjie geld, my vierde maand 'n bietjie geld en stadig maar seker het dit gesneeubal tot by waar dit is vandag. So, hier's die vraag wat ek wil vra. Waar kry jy dit dat so bedrag geld kan omdraai in R1 miljoen in? Jy kry dit nie maklik nie. En dis moontlik met die Legacy Builder program. Nou, ek wil vanaand gou vir jou vra. Dit was, weet julle wat het my gedryf? My familie se droom. Ons kinders is nou al groot. Die tyd het verbygegaan. Hulle is nou al uit die huis uit. Hier's Adrian op sy perd. Daar's Rashid daaronder, daar's my ma, François, Lenay. Dis al ons kinders hier bymekaar. Hulle droom is om kompeterend perd te ry. Julle, hierdie laasweek het ons gaan met 5 perde gaan kompeteer in die Afrikdome in Parys. Ek kon met my inkomste vir al daai betaal. Ons het in 'n lodge gebly. Ons het elke maaltyd in 'n restaurant gaan eet. Ek kon vir alles betaal vir daai perde se akkommodasie, al die kragvoer. Ek kon my familie bederf. Dit was die wonderlikste gevoel, want dit was wat ek wou doen. Ek wou veg vir my familie se welstand, vir my kinders se drome, om meer vir hulle te kan gee, om meer vir hulle te kon moontlik maak, want hierdie gaan oor 'n nalatenskap vir jou familie. Dis waaroor die Legacy Builder program gaan. Dit was wat in Michelle O'Neil se hart was, toe sy die Legacy Builder program geskep het in 2023. Bou 'n nalatenskap vir jou familie. Legacy Builder, build a legacy. En dit is wat ons motiveer om hierdie te doen, en dit is totaal en al moontlik met die Legacy Builder program. Weet julle wat? Dis nie net my familie nie. Baie families se lewens verander. Want as jy dit kan regkry om daai ekstra geld in te bring, jy kan skuld betaal, jy kan beter kos koop, jy kan mediese fonds, mediese rekeninge begin betaal, jy's nie meer bang vir die dag van môre nie, want daar's genoeg geld in die huis, jy kan verjaarsdagpresente koop, jy kan verjaarsdagpartytjies hou, jy kan vir jou kinders se studies betaal as hulle 'n kursus wil loop. Julle, dis amazing. Dis absolutely amazing. Nou, ek wil julle gou voorstel aan een van die Legacy Builders hier in ons groep. Haar naam is Chantel Berg en ek het vanoggend op ons Legacy Builder groep met haar, hierdie 3-jarige klein ding van haar, het die mooiste gebed gebid vanoggend in Onse Vader. Dit was vir my so mooi geweest. En ek wil gou vir Chantel vra om net vir julle so 'n stukkie van haar storie te vertel. Hallo Chantel, baie welkom. Hallo julle, kan julle my hoor? Ons kan jou duidelik hoor. Ek is baie bly. So my storie is nie so interessant soos Renet se nie, maar ek het redelik onlangs het ek begin met hierdie Legacy Builder en ja, hulle het gereeld in die laaste ruk het hulle by ons werksplek het hulle mense geretrench en gesê dan sy die laaste en dan weer eens nog mense wat moet geretrench word en hier by middel Junie met daai lang naweek het ons gehoor die Vrydag toe sê hulle vir ons luister, volgende week gaan ons hoor want dan moet hulle meer as die helfte van die mense sny en ons was 3 administrators, die werk wat ek nou gedoen het en net een gaan agterbly en ek het daai naweek ook besluit, luister, kyk ek is nie iemand wat 'n risiko vat nie, ou maai, as jy enige iemand wat my al vir jare ken vra, sal hulle vir jou sê, gaan nie eers enigsins, ek vat nie 'n risiko nie, kyk ek is nie bang vir diere nie, ek is nie bang vir slange nie en al daai, maar ek vat nie 'n risiko in die wêreld daar buite met finansies of met ons enigsins dit wat vir ons belangrik is om vorentoe te gaan in die lewe nie. So met dit was ons nog nooit nie alright om kos te koop en so in die huis nie, maar ons het ook nog nooit gefloreer dat 'n mens kan net mal gaan met geld sake en so nie. Maar
ek's een van daai mense wat hou daarvan om te probeer leer uit ander mense se foute. So voordat ek moet hoor ek het nie meer 'n werk oor 2 maande nie, gaan ek eerder klaar begin om te kyk of ek 'n plan kan maak. En ek het hierdie program by Karika gekoop. 'n Vriendin wat ek nou al ken vir ek dink omtrent 13 of 14 jaar en glo vir my, weer eens, as ek haar nie geken het nie, het ek nooit die risiko gevat nie. As ek nie gesien het al vir 3 maande lank hoe sy geld maak nie, want ek hou haar toe al vir 3 maande dop. En so het ons besluit, ek en my man het saam besluit, hierdie klink soos iets interessant, dis baie geld, ons het eers agteroor geval en ek het vir Karika gesê, ek is te skaam, ek kan nie video's maak van myself nie, ek neem nie eers 'n selfie nie. Hierdie foto is betaal om geneem te word en ek dink ek is net soos 2 keer in hierdie fotoshoot gewees, maar ek is baie skaam. En sy sê toe wel, kyk wat wil jy doen en wat kan jy doen? En ek en my man het so gepraat en ek het daai dag besluit, luister, ons sê altyd, ek sal enigiets vir my kinders doen. Maar die oomblik wat die enigiets oppop, dan sê ek soos, nee, ek wil nie video's maak nie, dit nie ek nie. Ek sal video's maak as my kinders se lewens daarvan afhang en as ek hulle moet kos maak. Ek meen, as ek vir hulle moet kos gee, dan moet ek maar video's maak. Dan moet dit nou maar lyk soos dit lyk, maar iets moet ons reg kry. So het ek hierdie program gekoop en gelukkig toe nou uitgevind die week daarna by die werk, toe ek die enigste persoon wat agterbly in my afdeling. En die ander dames het almal toe nou kennis gekry dat hulle binne 2 maande nie meer 'n werk het nie. En dit was soveel soos wat ek bly was en dankbaar dat ek my werk hou, was dit vir my verskriklik. Dit was regtig baie erg want ek ken hierdie mense, ons is familie, ons is nie net kollegas nie, ons ken mekaar en ons ken mekaar se agtergrond. So dit is so moeilik om te sien ek moet nou fisies hulle werk uit hulle hand uitvat en hulle geld basies oorvat en hulle moet niks hê nie, want die een dame is 'n alleen mamma, haar kinders is matriek in graad 11, ek meen, wat gaan sy maak, en dit was regtig net vir my baie erg, en dit het vir 'n sekonde bly gevoel, maar dit het regtig net nie vir my lekker gevoel nie, en ek het die hele tyd hierdie drukking gehad op my, wat gevoel het, wag, daar moet iets wees wat 'n mens kan doen, nog my lewe lank hou ek daarvan om iemand te help, en daar moet 'n plan wees wat 'n mens kan maak, en so het ek die laaste ruk verskriklik baie vir Jesus gebid en met hom gesels en gevra, want ek weet nie wat om te doen nie, en hy die eendag het ek het hier uitgestap en ek het letterlik om die blok gestap, die mense het seker gedink my kop raas, want ek het kliphard gesit en gesels, en ek het met die Here gesels, en ek het vir hom gevra, hoe nou, laat weet vir my, want ek het hierdie idee, wat hier opgekom het, maar dis vergaande, dis bietjie rof, en hy het op daai oomblik net dadelik vir my gewys, nee, wow, daai is 'n slim plan. Ek het toe gegaan en 'n baie groot risiko gevat en ek het my werk opgegee sodat een van die ander vrouens kan terugkom. Ja. En want ek het mos nou iets wat vir my 'n inkomste kan bring. Ek het nog glad nie geld gemaak met dit nie. Maar ek het ten minste nog 2 maande om te werk, maar dan daarna is daar niks nie. En dit gaan nie eintlik super goed nie, want my man het by hulle werk ook gehoor, Desember maak hulle myn toe. Na Desember word hulle almal definitief geretrench. Daar's no two ways about it. So ja, en ek het dit gedoen en eerlikwaar, dit was baie rof, maar ek het dit besluit want die Here het gesê dit gaan fyn wees. En ek het net geweet as ek te hard daaroor gaan dink, gaan my logika begin inskop, en ek het gegaan en ek het dit gedoen, en hulle het vir my, tot my beste eintlik, het hulle daai selfe uur nadat ek bedank het, vir die ander vrou gesê, okay, die werk's nou joune. So toe kon ek nie eers dit terugdraai nie, wat ek dink ook in my guns getel het, want anders het ek dalk van plan verander. Ja. En ek het daai aand by die huis gekom, want ek wou nie oor die telefoon dit vir my man sê nie, en hy was buite homself kwaad. Hy was verskriklik kwaad vir my, want my werk is op die oomblik 'n standvaste ding wat ons het. Ja. En hy het binnekort nie meer 'n werk nie, en ons het uitgawes wat, soos ek sê, ons kan dit nou betaal, maar net omdat ons werk het. En ja, so dit het baie rof gegaan, en hy was baie omgekrap met my, wou toe nie te veel van my hoor nie. Hy doen al die ander goed, maar hy wil niks doen weet van die besigheid nie. Hy stem saam met die besigheid solank as wat dit
'n sideline storie was. Maar ja, so toe gaan dit nogal rof want my man is ook my beste vriend en ek deel alles met hom. En toe gaan dit vir my baie moeilik want elke keer as ek daar kom en sê, oh, hierdie een maak soveel geld, dan sê hy, maar waar is jou geld? En hierdie een maak so, dan sê hy so negatief en onmiddellik maak dit my negatief want hy is die slim een en hy is die een wat weet wat aangaan in die huis en dadelik is ek, okay, is ek dalk oor positief, is ek dalk net dom, maar ja, so toe het ek en die Here eintlik intussen baie goeie vriende geraak, want dit is met wie ek kon gesels, want ek kon nie meer met my beste vriend praat oor hierdie goed nie, en ek moet eerlik vir jou sê, dit was die beste ding wat eintlik met my kon gebeur, want nog my lewe lank was ons is Christelik en ons gaan kerk toe en ons is goed groot gemaak en al daai goedjies, maar nog nooit op die manier wat ek nou besef hoe afgewater ons eintlik was teenoor nou nie. En kyk, ek moet eerlik sê vandat ons kinders gekry het ons dit verbeter, want ek het nog nooit in my lewe hardop gebid tot die dag wat ek vir my kind hardop gebid het om hom te leer wat is bid. Toe hy is 3 jaar oud, my seentjie is nou 7 en so ek dink ek was 8 of 29 toe ek vir die eerste keer in my lewe hardop bid. En ek meen dis eintlik scary as ek nou daaraan dink want my seentjie is 7, my dogtertjie is 3 en sy bid hardop. Sy is baie oulik met dit. Maar so ja, hier het vir my so 'n groot pad oopgemaak en soos ek sê, ek het nou hierdie laaste 3 maande, ek het elke dag opgedaag en ek het hierdie besigheid gedoen met baie teenkanting, regtig baie teenkanting, maar laasweek en Sondag aand toe gebeur dit, toe draai alles om. Soos wat ek aangehou het en deurgedruk het met hierdie, kon ek agterkom hoe my man so stelselmatig bietjie inkom. Hy is nog steeds kwaad vir my, maar hy begin 'n bietjie verstaan of aanvaar wat aangaan en toe laasweek en Sondag, op 'n Sondag aand bid ons as 'n gesin in die aand as ons die kinders in die bed sit, bid ons al 4. So ons begin by die kleinste en so gaan ons op totdat pappa dan nou laaste bid. En toe hy toe nou bid hy vir my en vir my besigheid. En ja, ek het net daar begin huil, eerstens. Ja. En dan moet jy nou vir die kinders verduidelik hoekom huil jy, want hulle verstaan nie. Maar en daai Sondag aand het ek my eerste seil, my $300 seil gemaak. Ek het voorheen het ek 'n $100 seil gekry, maar nooit weer niks gehoor nie, maar toe het ek 'n $300 seil daai aand gemaak wat net so oor die R5000 is. En die week het net so goed gegaan want my man het vir my gebid en vir my besigheid en so uiteindelik het hy dit aanvaar op 'n manier, verstaan. En daai Vrydag, toe maak ek 'n $900 seil en daai week het gegaan. Een van my video's het heeltemal mal gegaan. Hy staan op 12,000 views wat ek nog nooit meer as 700 gehad het nie. So alles in dieselfde week net na dit. En dis amazing, want dit is wat gebeur het is net na jou man gebid het. En ons het Maandag aand ook daaroor gepraat, want toe jou man bid, toe kom julle twee in eenheid. En daar waar 2 of 3 bymekaar saam bid, daar antwoord God gebed. En dis wat kragtig was. En toe kom die deurbraak daarna. Alles in dadelik, soos in dadelik, nie eers 'n week of 2 nie, dadelik. Dit het onmiddellik begin. Ja, Chantel. Chantel het hierdie storie Maandag aand ook vertel. Ek het haar gevra om dit weer te vertel, want ek kry net hoendervleis. En die les wat ek hier uit leer by Chantel en by haar man, en dis vir almal van julle vanaand is, ons bid nie saam as 'n gesin oor ons finansies kliphard nie. En dit is so kragtig om hard te bid en om saam te stem oor goed, want die mag van lewe of dood is in die tong. En wanneer ons begin bid oor ons finansies, kan Vader dit skuif, maar ons ontvang baie keer nie wat ons vra nie, nê? Dis die waarheid, dis absoluut die waarheid. Jo, Chantel, baie dankie. Baie dankie vir hierdie. Dis 'n groot plesier. Nou het jy 'n $900 seil en jy het 'n $300 seil
en dit is daai twee saam is, wat is dit? Dis oor die 20.000. Ja, so 21.300 alles saam. So weer eens die geld wat ek ingesit het Junie maand, het ek teruggekry en nou is ek net 100% op wins. Ek het basies R20.000 vir Oktober gemaak en ons staan op die 16de vandag. Ja, en ek bid oor jou nog baie $900 seils, want elke keer as jy 'n $900 seil gaan kry, dan is dit R15.500 en ons bid oor jou vanaand dat daar 'n klomp van hulle nog gaan inkom voor die einde van die maand. Ja, Shem, baie dankie, ek waardeer dit opreg. Baie dankie Chantel vir hierdie kragtige getuienis. Dankie dat jy dit met ons gedeel het. Dis 'n groot plesier, weet jy wat Renet, ek moet eerlik vir jou sê, ek meen soos ek sê, ons is nog al die jare is ek 'n Christen, maar nooit besef hoe swak ons eintlik is om dit te herken nie. En vanaf ons dit fisies hardop doen en uitspreek en met mense daaroor praat en net onthou, as ek vir iemand iets gee, dan sit soos, maar onthou dit kom nie van my af nie. Die Here gee dit eintlik vir jou. Ek weet nie hoekom ek dit vir jou gee nie, maar hierso is dit. En onmiddellik kan jy dit voel. Jy voel dis anders. En nou is my hele verhouding met die Here is net soveel beter en selfs my seentjie, my kinders kan dit aanvoel en almal is meer liefdevol en meer alles is net anders. Ek kan dit nie vir julle beskryf nie, maar dit is net beter. Ek is so bly om dit te hoor. Wat 'n kragtige getuienis vir almal van ons om dieselfde voorbeeld te volg as julle, om te bid oor ons finansies. Want Vader is ons bron. Hy is ons finansiële deurbraak. Nie die Legacy Builder program of die besigheid. Vader hy kan enige iets doen. Enige iets. Niks beperk hom nie. So as ons vir hom vra, dan sal hy na alles kyk. Hy sal dit laat gebeur. Baie dankie Chantel. Is 'n groot plesier. Dankie Renet. Baie dankie. Julle, is dit nie amazing nie? Dis 'n amazing getuienis en kyk hierdie pragtige gesin. So net dit wil ek gou vir jou vra vanaand. Ons moet opstaan as kinders van God om te beklei vir die welstand van ons families. Kyk hierdie pragtige twee kinders. Hulle kan nie swaar kry nie. As daar nie finansies in die huis is nie, kry ons swaar en ons moet oorlog teen dit verklaar en ons moet opstaan en ons moet beklei vir meer finansies in ons huisgesinne. Nou, dis wat ons nodig het, 'n plan wat werk. Daar's nie tyd om te mors nie. Nou, hierdie plan van die Legacy Builder program is beproef deur 56.000 mense reg oor die wêreld. Meer as 6.000 mense in Suid-Afrika doen hierdie en daar's 24 mense, ek dink is 25 nou al, wat almal net soos ek R1 miljoen of meer as R1 miljoen al gemaak het met hierdie program. Nou, jy hoef net 2 ure 'n dag te werk. As jy een $900 seil het, soos wat Chantel gehad het, is dit R15.500 in jou bankrekening met daai een transaksie. Is 100% profiet, want jy vat alles vir jouself. Daar's 2 maniere om op die internet geld te maak. Jy kan 'n produk verkoop of 'n diens verskaf. Jy wil nie vir 'n maatskappy werk nie. Jy het nie ondervinding nodig nie, jy het nie ervaring nodig nie. Jy hoef ook nie tyd te mors deur 'n besigheid of 'n produk te gaan ontwerp nie. Ek het ook in elk geval nie die kennis of die vaardigheid gehad om dit te doen nie. Ek weet nie hoe nie. Jy het net 2 ure 'n dag nodig. Nou, die Legacy Builder program is jou eie aanlyn besigheid met jou eie outomatiese stelsel. Jy hoef net 2 ure 'n dag te werk. Jou stelsel gaan vir jou aanwees 24 ure 'n dag. Dis 'n klaar opgestelde besigheid. Dis 'n done for you digital business. Die website is klaar gedoen, alles is klaar gedoen. En dit is hoekom jy geen ondervinding nodig het nie. Jy hoef niks te doen nie. Dis klaar vir jou gedoen deur Michelle O'Neill in Amerika en haar span. Hulle het die Legacy Builder program bymekaar gesit. Nou, wat het jy nodig om jou eie online besigheid aan mekaar te sit? Jy het 'n website nodig, jy het 'n outomatiese stelsel nodig. Hierdie een is gebaseer op System.io wat gratis is. Jy het sales funnels nodig, jy het payment links of payment gateways nodig wat jy kan koppel met jou eie bankrekening. Hierdie stelsel bou vir jou 'n database van al jou kliënte wat op jou website was. Hy stuur ook vir hulle e-mails, jy kry die templates ingesluit na al jou kliënte toe. Hy gaan vir jou nuusbriewe kan uitstuur, hy gaan vir jou marketing campaigns kan doen. Alles is ingesluit in jou stelsel en ingesluit in jou besigheid. Jy hoef nie kliënte te soek nie, jy hoef nie mense te kontak nie. Ek is allergies daarvoor, so ek was baie bly toe ek dit hoor. Ek wil nie 'n lys van mense gaan bel en vir hulle gaan vra, hoorie, stel jy belang om iets by my te koop nie.
Dis hoekom ons ook altyd in ons bemarking sê, ons DM of kontak nooit mense eerste nie. Ons doen dit nie. Ons doen net kwaliteit bemarking en ons kliënte gaan na ons toe kom, want jou website hardloop ook vir jou 24 ure 'n dag. Jy gaan leer by Michelle O'Neil, wat 'n multimiljonair is, hoe om 5 stappe te volg elke dag in daai 2 ure. Dis so maklik soos dit. Jy gaan ook leer hoe jou stelsel werk en jou stelsel is vir jou 24/7 aan. Nou ons praat van DailyPay. Weet julle hoe wonderlik is DailyPay? Dit is nou soos Chantel nou net gesê het, sy het een $900 seil gehad vir daai dag. Dit was DailyPay. Daai dag se geld was R15.500 gewees. Dis dadelik in jou bankrekening. Jy wag nie meer vir maandelikse inkomste nie. Jy het nou weeklikse kontantvloei. Dis nie 'n maatskappy wat jou gaan betaal een of ander tyd nie. Jy betaal jouself eintlik, want dis jou eie aanlyn besigheid waarop jy 'n produk verkoop en as jy daai produk verkoop, betaal daai kliënt jou vir daai dag, vir daai produk. Byvoorbeeld, ek het 13 maande gelede die $900 program gekoop by Mariana Miller. Die aand toe ek die program koop, het ek daai geld getransfer in haar persoonlike bankrekening in. En weet julle wat, ek was gelukkig daaroor, want dit het lekker gevoel om nie my geld wat ek nou geleen het in 'n maatskappy aan Amerika se bankrekening in te sit nie, want dit sou my benoud gemaak het. Maar ek het dit in 'n vrou hier in Suid-Afrika se rekening ingebank, wat ek nou leer ken het, of geken het, en nou voel dit vir my, ek het daai gesin gebless. Ek weet as ek vanaand gaan slaap waar daai geld is wat ek nou daarin betaal het. Daai gesin is geseënd. Hulle kan iets daarmee doen en dis vir my die wonderlikste, lekkerste gevoel. Nou kyk nou wat het met my gebeur. So, hoe maak jy daagliks geld met jou aanlyn besigheid? Elke keer wanneer daar 'n transaksie op jou webwerf is, gaan dit in jou PayPal of in jou bankrekening in. Soos ek daai aand vir Mariana betaal, is dit in haar persoonlike bankrekening in. Dit was haar geld, haar paycheck, haar DailyPay vir daai dag gewees. Is dit nie amazing nie? Kan jy imagine hoe bly was sy gewees? So, dis nie 'n piramideskema of 'n kommissieskema of 'n maatskappy wat hier betrokke is nie. Jy gaan jou eie besigheid opstel. Nou, in die geval van skemas of kommissies, is dit gewoonlik 10 tot 40% profit in 'n maatskappy betaal jou. Hier kry jy 100% profit. Jy betaal jouself met jou eie webwerf en jou eie bankrekening. Elke keer wanneer daar 'n transaksie op jou webwerf is, soos ek sê, gaan dit in jou eie PayPal of bankrekening in. Daar's 4 produkte. Ons het $100, 'n $300, 'n $600 en 'n $900 produk. En omdat jy 100% profit kry, as jy een van daai verkoop, is dit in jou rekening. Nou hier is 'n screenshot van my PayPal rekening. Ek het 'n $900 seil gehad op daai dag. Ek het 4% afgestaan aan PayPal, so dis af na 854 toe, maar ek gee nie om nie, ek is nog steeds gelukkig. Daar sal jy sien, daar onder staan transfer money, dis geonderstreep. Nou gaan ek op die FNB app, ek klik op transfer money en ek transfer daai $854 van my FNB app, van PayPal af, na my FNB bankrekening toe. Dit gaan binne 48 uur in my FNB bankrekening wys. Dis so maklik soos dit. Daaronder het ek 'n $290, dit is van 'n $300 seil gewees wat ek daar gehad het. Jy's in beheer. Dis jou geld, dis jou webwerf. Niemand kan jou scam nie, niemand kan dit by jou wegvat nie. En dis hoekom ons praat van DailyPay. Weet julle hoe lekker is dit? Jy wag nie meer vir maandeinde vir jou geld nie. Jy het nou weekliks en daagliks geld. As jy vandag 'n seil het, is daai geld vandag in jou bankrekening. Dan kan jy gaan brood en melk koop en jy kan petrol in die kar gooi en jy kan beweeg. So kom ons kyk gou-gou op 'n 100% profit. Hoe gaan jy uitkom by 'n inkomste van R20,000 'n maand? As jy byvoorbeeld 4 $300 produkte verkoop op jou webwerf, is dit $1,200. As jy 2 $600 produkte verkoop, is dit ook $1,200. Jy het net 4 kliënte nodig of 2 kliënte nodig en jy's klaar daar. Dan jy klaar, $1,200 is R20,000 vir jou. Dan jy R20,000 gemaak vir daai maand. Dis baie lekker geld vir 2 ure 'n dag se werk. En wat het jy nodig? Wi-Fi, jou selfoon en dan 'n wanneer rekenaar. Kom ons kyk gou na 40,000. As jy 40,000 wil maak, dis $2,400. Het jy 8 kliënte nodig om die $300 produk by jou te koop, of jy het 4 kliënte nodig om die $600 by jou
koop. Of jy het net 3 kliënte nodig om die $900 by jou te koop, dan gaan dit $2,700 wees, dan sit meer as R40,000 in inkomste vir jou daai maand. Nou onthou, dit gaan inkom soos wat die kliënte betaal is dit daai dag in jou rekening. Hoe gaan jy by 60,000 uitkom? Dis $3,600. As jy 6 kliënte het, net 6 wat $600 produkte by jou gekoop het, dan het jy jou 60,000 gemaak. Of as jy 4 het wat elkeen 'n $900 produk by jou gekoop het, dan het jy ook 60,000 gemaak. Julle, dis so maklik om R60,000 te maak. Dis net 6 kliënte of 4 kliënte. Nou, ek het laas maand, ek dink amper 28 produkte verkoop op my website. Amper 28. So hierdie 4 en hierdie 6 is konservatief. Want wanneer jy, en ek werk liewer konservatief, want wanneer jy begin, dan groei jy nog eers jou besigheid. So Chantel het nou daar 'n $900 seil gehad, sy het 'n $300 seil gehad. Sy's nog in die beginfase. Ek is nou 13 maande, so dit eskaleer. Dit gaan soos 'n sneeubal, gaan dit al hoe meer en meer en meer word. So jy gaan begin by 1 kliënt, 2 kliënte, 4 kliënte 'n maand en dan gaan dit soos ek raak 20 kliënte, 28 kliënte 'n maand. Hoe kom jy by 100,000 uit in 1 maand? Dis $5,800. Dis maklik, as jy net 6 kliënte het, wat elkeen 'n $900 program by jou koop, 'n $900 produk by jou koop, is jy op $5,400. En dit is amper R100,000 se profit vir daai maand. Dis baie maklik. Jy het jou done for you digital business, alles is klaar vir jou gedoen, en dis wat jy gaan herbemark. Dit is jou produk wat jy gaan verkoop. So baie mense vra vir ons, wat is die produk? Wat verkoop jy? Jy verkoop 'n done for you digital business. Maar dit is 'n wonderlike besigheid wat lewens verander. Want wat is een van die grootste probleme in Suid-Afrika vandag? Mense het nie genoeg geld nie. Mense word afgedank. Hulle is werkloos. Party is geretrench. Party het al vir die laaste 5 jaar nie 'n werk nie. Ander mense is siek. Hulle kan nie werk meer nie. Ander is pensionarisse. Maar die punt bly, mense het nodig om ekstra geld te maak. Hierdie is maklik, want hulle kan dit van enige plek af doen, in 2 ure 'n dag, met 'n selfoon, wifi en 'n rekenaar. Almal is op hulle fone, dis die perfekte tyd om dit te begin doen. So, hoekom verkoop die produk so maklik? Want dis wat mense nodig het. Dis wat ek nodig gehad het, 13 maande gelede. So, jy gaan stap vir stap leer, hoe om jou besigheid op te stel, en jy gaan ook leer hoe om hom te bou. Jy het geen tech nodig nie, ek's 'n tech dummy, jy het geen ondervinding nodig nie, jy het geen bemarkingskennis nodig nie. Gids, toe ek begin het, moes ek gaan Google, wat beteken digital marketing? Ek het nie geweet om digital marketing te doen nie, maar nou het ek so baie bemarkingstegnieke geleer in my e-learning lesse wat ek kry. En soos ek sê, jy het net 5 stappe wat jy moet volg elke dag in daai 2 ure. En jy gaan leer hoe om daai 5 stappe te volg, stap 1, stap 2, stap 3, stap 4, stap 5. Dis baie, baie maklik. So, wat is ingesluit in jou done for you digital besigheid, in jou besigheid? Eerstens gaan jy 'n e-learning program kry. En ek love hierdie hele, dis amazing. Daarin gaan jy leer hoe om bemarking te doen. Jy gaan die hele blueprint business plan gaan jy daar kry. Dis 'n besigheidsplan wat Michelle aan mekaar gesit het, wat vir jou daai 5 stappe gaan leer, wat jy gaan volg in 2 ure elke dag, maar sy gaan vir jou presies verduidelik hoe jy dit moet doen, hoe jy bemarking moet doen. Daar's verskillende maniere van bemarking doen. Jy kan faceless marketing doen. Jy kan video's maak soos wat ons maak. Jy kan advertensies gaan plaas op sites soos Facebook. Jy kan tot op Gumtree gaan advertensies plaas as jy wil. Jy gaan jou eie unieke bemarkingstyl vind en jy gaan dit leer in jou e-learning program by Michelle O'Neil. So moenie bekommerd wees nie. Jy gaan weet alles is daar wat jy nodig het. Die tweede ding wat jy gaan kry is jou website. Jou website is klaar vir jou gebou en hy werk. Dis wat ek gebruik het om R1 miljoen mee te maak. Hy is volledig opgestel. Jy gaan hom basies net inplug en play. Jy gaan hom net aktiveer. Dan kry jy jou automated system. Dis jou stelsel wat vir jou 'n database gaan bou, vir jou kliënte gaan e-mail stuur. Nou hierdie is 'n gratis stelsel, maar Michelle het hom klaar vir jou opgestel. So, hy's klaar gedoen. Jy moet hom net inplug. Dan kry jy jou 4 produkte, afhangende van watter een jy gaan kies om mee te begin. En die $900 is die favorite, dis die grootste een heel bo, dan staan die 600, dan staan die 300 en dan is daar die 100. Dan kry jy ook lewenslange gemeenskapsondersteuning.
community support. Nou daar is 56,000 mense reg oor die wêreld wat hierdie doen. In Amerika, Engeland, Duitsland, Frankryk, daar's tot in Mexico mense. Daar's nou 'n nuwe Spaanse weergawe van die Legacy Builder program vir al die Spaanse mense. Dis besig om te ontplof reg oor die wêreld. Hoekom? Mense maak geld hiermee en dis maklik. Dis ons almal se oplossing vir 'n groot probleem. So al hierdie is ingesluit in jou besigheid. As jy hierdie besigheid gaan verkoop soos ek, wat leer jy? Wat bied jy vir jou kliënte? Jou kliënte gaan eerstens 'n hele nuwe vaardigheid aanleer. Bemarking, hoe om dit te doen, hoe om 'n webwerf te aktiveer, hoe werk selfs van ons payment gateways. Alles is amazing, maar 'n hele nuwe wêreld gaan vir jou oop. Hulle gaan ook leer om ander besighede te bemark deur middel van hierdie program. Want hier gaan jy leer om die Legacy Builder program te bemark, maar jy kan alle ander produkte en besighede wat jy kies ook gaan bemark. Dan die derde ding, jy gaan ook kan leer in die Legacy Builder program om nuwe besigheid te skep. Daar's 200 idees wat Michelle vir jou gaan gee van nuwe produkte wat jy kan skep. So hierdie is eintlik net die begin vir jou. Jy gaan leer om vir jou in jou eie niche wat jy kies, om vir jou eie digitale produkte ook te skep wat jy ook kan verkoop aanlyn vir nog meer geld as jy wil. En dan die vierde ding, jy kan hierdie Legacy Builder program herverkoop en dis wat ek doen. Ek het gekies om die Legacy Builder program te herverkoop. Hoekom? Want dit verander mense se lewens. Weet julle wat, daar's mense wat nou al, ek het in die 13 maande wat verby is, aan baie mense al programme verkoop. Daar's van hulle wat vir hulle 'n nuwe kar gaan koop het. Daar's van hulle wat aangebou het by die huis. Daar's van hulle wat hulle werk bedank het, want hulle het meer geld gemaak met die Legacy Builder program, so hulle het vir hulle baas goodbye gesê en gesê jou paycheck is te klein, ek gaan my eie paycheck nou by die huis skryf en hulle werk nou van die huis af. Daar is so baie mense wat se lewens verander het. Ons is nou 640 bemarkers in ons groepie wat in 'n klaskamer is. So ek sien wat hierdie doen en dis hoekom ek dit met soveel selfvertroue en passie kan bemark. Want dis net my lewe wat verander het nie, maar baie ander mense sinne ook. So kom ons gesels gou oor die 4 programme. Die program wat jy vir jouself koop, soos wat ek gekoop het, alles onder dit is ingesluit. Nou, daar's die 4 programme. Die groot een, die $900 Legacy Builder program. As jy hom koop vir jouself, kry jy ingesluit al die programme. So jy gaan die 600, die 300 en die $100 program daarby kry. As jy die $600 program kry, gaan jy die 300 en die $100 program bykry. As jy die $300 program koop, gaan jy die $100 bykry. So dit wat jy koop is wat jy kan verkoop en is ingesluit daarby. Dit word ook jou inkomste stroom. Nou soos ek gesê het op die $900 program, as jy 4 van hulle verkoop vir die maand, is jy op $3,600 profijt. Dis 'n R60,000 se profijt vir daai maand in 2 ure se werk. Nou kom ons kyk gou-gou. Die $600 is die Digital Mastery. As jy 4 kliënte het op hom, gaan dit vir jou $40,000 'n maand inkomste gee. Die $300 is die Passive Daily Pay Blueprint. As jy 4 kliënte het, gaan hy vir jou $20,000 inkomste gee. En die kleintjie is die Launchpad, dis die $100 program wat genoeg is om jou besigheid te lanseer. As jy 4 kliënte op hom het, gaan dit vir jou $7,000 'n maand inkomste gee. Wat kan jy verkoop? Net dit wat jy op jou website het. So, dit wat jy jou inkomste wil maak, dis die program waarvoor jy moet skiet. Jy het geen maandelikse fooi vir jou produk nie. So, jy gaan jou produk net een keer koop. Elke keer wat jy hom herverkoop, het jy nie uitgawes nie. Jy het nie koste nie. Met ander woorde, jy het inkomste strome, maar jy het nie 'n maandelikse fooi nie. Jy gaan hierdie program elke maand gratis gebruik. So, as ek vir die maand my $40,000 of $60,000 maak, vat ek al daai geld vir myself. Ek deel dit met niemand nie, want ek gebruik die program gratis, ek hoef nie weer te betaal vir my produk nie. Nou, ons is nou besig met wat ons noem die 90 days to 30K profit, waar ons leer om $10,000 te maak in 1 maand. En dis so oulik, jy kry elke dag omtrent so 10 minute of 5 minute video, wat vir jou stap vir stap verduidelik, hoe om jou bemarking te doen vir daai dag. Jy's nooit alleen nie. Jy het die heeltyd hulp en dis hoe ek gekom het tot by my eerste miljoen. Jy het net een keer opstelkostes. Soos ek, gaan jy een keer jou program koop,
Jy gaan een keer registreer met $39 op die Digital Growth Community en jy gaan jou domein op GoDaddy koop om jou website te host. Net een keer is goedkoop, is tussen $15 en $38. Net een keer. Van daar af het jy nie weer 'n uitgawe vir dit nie. So daar's jou 3 opstelkostes. Met jou eerste seil, waarop jy 100% profijt maak, kan jy jou geld terugmaak. En dis wat met my gebeur het. So ek het in my eerste maand my eerste seil gemaak, ek het gelyk gebreek, en dit het die risiko vir myself, vir my weggevat. Want van daar af is dit dan nou net 100% wins. En daai $900 was op daai stadium 16,000, nou is die dollar so 'n bietjie af, dis nou 15,500. Nou moet jy net 2 verkoop en jy het 32,000 in profijt. Jy moet net 4 verkoop en jy het 64,000 in profijt. So al wat jy moet doen is, jy moet net jou program koop, jou eerste seil hê, jou geld terugmaak, en dan kan ek amper sê, dan voel dit vir jou of jy jou program verniet gekry het. Want as jy verby die risiko, van daar af vorentoe, is dit net skoon wins julle. So, hoor gou hierdie amazing gedagte, wat ek vanoggend aan dink, toe ek hierdie aan mekaar sit. Ek het omtrent R17,500 betaal in totaal vir my Legacy Builder program. Nog nooit weer 'n uitgawe gehad vir daai besigheid nie, maar ek staan op R1 miljoen in inkomste. As jy enige ander besigheid in Suid-Afrika vir jouself gaan opstel met daai koste, gaan jy uitgawes hê. Jy gaan huur hê, telefoonuitgawes, jy gaan salarisse hê, jy gaan voorraad aankope hê, jy gaan versekering hê, soos in my man se voertuie, hier het jy niks van daai goed nie. Dis amazing, en jy het nie risiko nie, jy slaap lekker in die nag, jy's nie bang nie. So, hier's my vraag vir jou vanaand, wat benodig jy om vir jou familie 'n legacy te bou? Jy kan met enige een van die programme begin. Jy kan met die kleinste enetjie, die $100 begin. Want $100 is omtrent, die $100 gaan jy omtrent so R3,300 uitwerk as jy hom nou gaan begin. Maar as jy 4 kliënte het jy klaar R7,200 profijt. Die $300 gaan vir jou R20,000, R21,000 'n maand profijt gee. Die $600 op 1 kliënt gaan vir jou R43,000 'n maand profijt gee. Maar kyk al, as jy 2 kliënte 'n week het, gaan dit vir jou R86,000 'n maand profijt gee. En dan die $900 op 1 kliënt per week, gaan hy vir jou R64,000 profijt gee. Maar as jy 2 kliënte 'n week het, gaan hy vir jou R129,000 profijt gee. Julle, dis amazing. So, hier's my vraag vir jou, watter een van daai 4 programme sal werk vir jou familie, vir jou gesin se behoeftes, om vir hulle daai nalatenskap te bou? So, met dit wil ek jou uitnooi gou-gou. Boek 'n video call met jou bemarker vir jou eie unieke inkomsteplan. Weet julle wat? Hierdie is amazing. Dis maklik om te doen. Ek wou nie video's maak 13 maande gelede nie, want ek is 'n introvert, maar dit is presies so Chantel Berg nou vroeër gesê het, as ek moet video's maak vir 20 of 40 of 60 of R100,000 'n maand, dan gaan ek. Hoor julle wat ek sê? So as jy dalk vanaand in hierdie vergadering sit met daai gedagte in jou hart van, oh man, ek gaan nie video's maak nie, die hele familie gaan vir my lag. Weet julle wat? Daar is van my familielede wat vir my gelag het. Inteendeel, toe ek begin het met my bemarking, toe ons seun my gebel uit Stellenbosch uit en vir my gesê, mamma, wat maak jy nou? Ag nee, jy moet net 'n bietjie meer energie hê in jou video. En dit was nie baie lekker gewees op daai stadium nie, maar weet julle wat? Vandag is ek R1 miljoen verder. So, as jy enigsins twyfel, as jy enigsins 'n gedagte het vanaand van wat jy dink, oh nou, hierdie is 'n moeilike ding. Dit is nie, dit is baie eenvoudig. En as dit 'n deurbraak vir jou gesin gaan beteken, dan is dit die moeite werd. So, hier's my uitnodiging. Boek gerus 'n video call of 'n wifi call met die bemarker wat jou vanaand uitgenooi het. En vra vir hulle om vir jou hierdie inkomsteplan so bietjie op te breek. Vra vir hulle die vrae wat jy dalk nog het. Jy dalk nog 10 of 20 vrae. Hulle gaan al daai vrae beantwoord. Dan het ek vir jou nog 'n stukkie goeie nuus. Wanneer jy inskryf in die program, en jy begin met die Legacy Builder program, gaan jy nooit alleen wees nie. Jou bemarker gaan jou hand vat en die pad saam met jou stap. En jy word deel van ons Legacy Builder groep, die wêreldwye 56,000 ene. Ons het ook 'n Afrikaanse klaskamer op skool, waar jy ook kan inskakel. Ons het elke maandag aand 7 ure 'n live webinar, waar jy kan opleiding kry, maar jy gaan nooit alleen wees nie. As ons kan geld maak met hierdie, dan moet jy ook kan. Want
hoekom kan jy nie? So, jy het jou bemarker wat jou hand gaan vat, jy het ons wat jou hand gaan vat, jy het daai 56,000 klaskamer, jy het Michelle O'Neil wat jou gaan mentor, jy kan nie verkeerd gaan nie. Maar die laaste ding, jy het ons hemelse Vader, en as jy in gebed ingaan en vir hom gaan vra om jou te help, dan gaan hy. Dis tyd vir gebed, dis tyd vir aksie, en dis tyd om te veg vir jou familie se drome. So, baie dankie julle, kontak môre of Saterdag, wanneer jy tyd kry, kontak jou bemarker en sê, hey, ek soek nou 'n video call by jou, want jy moet gou hierdie 5 vrae vir my antwoord. Waarvan het Renet gepraat toe sy gesê het, wat is daai domein, of wat ook al jou vraag nog is. So, boek daai Wi-Fi call, en maak daai afspraak. Nou, ek hoop, dat ek vir jou gaan sien in die online space, en dat ek jou een maandag aand in ons klaskamer gaan sien in die opleiding, dat ek saam met jou kan bly wees oor jou eerste 100 of oor jou eerste $900 seil, waar jy vir jou familie kan gaan celebrate en sê, hier's my inkomste. En as ek 1 miljoen rand kan maak, dan kan jy ook. The sky is the limit. En inteendeel, ek dink almal in ons groep se doelwit moet wees om by daai eerste 1 miljoen rand uit te kom, want dit is absoluut moontlik. Baie dankie julle vir 'n lekker aand. Mag julle lekker slaap. En ons gaan hierdie rekord en ons gaan dit môreoggend op YouTube sit. As julle dit wil aanstuur vir ander lede van die familie, dit sal môreoggend op die groepe beskikbaar wees. Lekker slaap. Dankie vir julle tyd vanaand en baie liefde vir julle. Dankie. Bye bye.